Goeiemôre Suid-Afrika. Vandag is ons hier by meneer Lekodee se YouTube kanaal besig met eksponente. Dit is werk wat goed is om te hersien vir graad 10, 11 sowel as 12, net so 'n basiese paar konsepte wat ons deurgaan. So hierdie werk is nie net belangrik vir graad 9 nie, alhoewel ek dit met die graad 9 klas doen vir vandag, gaan ons ook hierdie goed weer gebruik in volgende grade. So ons is besig om te merk. Ons het gister gekyk na wet nommer 1 wat sê as my grondtalle dieselfde is of my basis, 'n ander woord vir grondtal is die basis. As die basis dieselfde is en die bewerking wat ek doen is vermenigvuldiging, né? Om in plattaal praat ons aan maal, dan kan ek my eksponente by mekaar tel. So daar het ons x tot die mag 5 maal met 2, maar ek moet eintlik onthou dat, kom ons kyk of ek 'n bietjie in 'n ander kleur kan skryf. Ons gebruik pers, want dit is iemand se gunsteling kleur. En dan sê ons 1 maal met 2, né, is gelyk aan, wat is 1 maal met 2? Die koëffisiënte is gelyk aan 2, en dan x, die x en daai x is dieselfde, so ek tel 5 plus 3, en dan gee dit vir my 2x tot die mag 8. En dit was ons eerste antwoord wat ons daar gekry het. By die volgende een, ons is nou besig tans om te merk, so ek wil hê julle moet, ons kan weer terugkom om hierdie goedjies weer te doen. Kyk ook gerus weer op meneer Lekodee se YouTube kanaal vir meer inligting. Dan het ons daar in die volgende een 3x tot die mag 2 maal met 2x tot die mag 3. En ons gaan nou sê 3 maal met 2 was nog altyd gewees 6. Dan het ek x tot die mag 2 en x tot die mag 3. Nou die stap wat ek tussenin doen is vermenigvuldiging. So dit gaan wees 2 plus 3 is gelyk aan 6x tot die mag 5. En ek hoop almal van julle het hom so. Goed, hier's 'n paar maniere hoe ons die volgende een kan doen. Daar is 2 tot die mag minus 4, en dan 2 tot die mag 5, en 2 tot die mag 0. So, omdat almal daar 2 het, né, sê dit vir my die grondtal is dieselfde, so ek gaan skryf my eksponente neer, en daar is minus 4 plus 5 plus 0. Wat is minus 4 plus 5? Is 1. Nee? So, maar wat is my grondtal? My grondtal bly dieselfde, 2, en dan 1 plus 0 gee vir my 1, so is 2 tot die mag 1, en enigiets tot die mag 1 kan ek net gaan skryf as die basis homself. So daar die antwoord is 2. Ek hoop julle merk saam met my, jy volg, jy kan merk in 'n rooi pen, geef vir jouself daar is 1 punt, daai is 'n punt vir, daar kan sien is 2 punte, né? Is 'n punt vir die koëffisiëntreg, sowel as die eksponent en die grondtal. Hierso is ek net 1 punt daar. So gaan ons aan. Kom ons gebruik al aan hierdie pers, want dit werk lekker, dit skryf lekker. Wet nommer 2 sê, wanneer ons doen a tot die mag m gedeel deur a tot die mag n, dan kan ons die eksponente van mekaar aftrek. Maar ons kan dit slegs doen wanneer die grondtalle, of wat is 'n ander naam vir grondtalle, Sasha? Die basis, né? Die basis dieselfde is. Dankie. So ons sê nou, dit gaan wees 5 tot die, nie 5 nie. Wat is die grondtal daar? 2, sien daar? So daar is 2 tot die mag 5, en wat gaan ek nou sê? Minus 2. Daar gee vir my 2 tot die mag wat? 2 tot die mag 3. Maar 2 tot die mag 3, weet ek mos, de Leo, né? 2 tot die mag 3, beteken eintlik vir my wat? 2 maal 2 maal 2. So daar staan maal met homself 3 keer. So daar staan eintlik 2 maal 2 maal 2, wat gelyk is aan 8. Goed. So daar is die finale antwoord. Dan het ons ook 'n deelsom hier net 'n bietjie anders geskryf. Daar is p tot die mag 7 gedeel deur p tot die mag 3. En nou gaan ek sê p, grondtal is dieselfde. 7 minus 3 is gelyk aan 4. So hy is p tot die mag 4. Ek hoop almal van julle het hom so reg. Kyk daar na die punte. Is 2 punte beskikbaar, né? So jy moet jou stappe toon. Kan nie net direk na die antwoord toe gaan nie. Dan het ek hierso. Nou wees versigtig by hierdie enetjie. Ek wil almal se aandag hê op die bord, en ek wil hê julle moet neerskryf soos julle saam met my werk. A tot die mag 2, né? Gedeel deur a tot die mag minus 1. Nou daar is 'n minus, maar is 'n minus maal met 'n soos 'n dubbel minus. En 'n dubbel minus gee vir my 'n plus. So daar staan eintlik a tot die mag 2 plus 3. So die plus 1 gee vir my a tot die mag 3. So dit is dan my antwoord daar. Dis paar mense wat dit skryf, hè.
Ek gaan nogal ontsteld wees as hierdie antwoorde nie in die boek is nie. Nee, want ek gee nie vir jou vir hierdie antwoorde. Ons skryf binnekort 'n assessering oor eksponente en patrone. So dit is nou vir jou 'n guldige geleentheid om die werk wat jy nog nie ken nie, deur te gaan. So hierso, by die volgende wet nommer 3, ons praat van die verheffingswet, né? Verheffing, soos jy sê, jy gaan vir jouself tot 'n mag toe verhef. En wanneer ons die verheffingswet doen, is dit vermenigvuldiging. So, al hierdie wette het natuurlik lang verduidelikings, maar ons gebruik wette ook in die lewe om dinge vir ons te vergemaklik. So daarom gaan ons nou na die volgende wet toe en dan gaan ons sê 2 tot die mag 3, né? Maar maal met 2. So wat is 3 maal 2? 6. So daai is 2 tot die mag 6. Nou moet ek daai uitwerk, 2 tot die mag 6, wat beteken daai? 2 maal met homself 6 keer. So ek kan hom gaan uitskryf, 2 maal 2 6 keer, maar ek gaan hom gou opbreek in 2 tot die mag 3, né? Maal met 2 tot die mag 3, wat gelyk is aan, ek weet hy antwoord, as ek terug gaan hierso, het ek gesien, hy antwoord was 8. So as 8 maal 8, wat gelyk is aan? 64. Dan die volgende een is S. Ek weet, vir baie van ons was dit 'n bietjie verwarrend, maar dan is dit gelyk soos 'n 5. So hy is S tot die mag 3, en buite die hakkie het ons 5. So dit wil sê, die 3 moet gemaal word met die 5, en dan het ons S tot die mag 3 maal 5 is 15. So is S tot die mag 15. En dan die volgende een is 3x tot die mag 3x binne die haakjie, en dan maal met die 2 buite. So dit is 3x maal met 2, en 2 maal met x gee vir my 3 tot die mag 2x. Omdat hierdie getalle, né, daai s daar en daai x daar is veranderlik is, kan ek nie noodwendig die antwoord van hulle gaan bepaal nie, want die veranderlike is onbekend. So kom ons gaan aan mense, ons kyk vervolgens na die ander. Wet nommer 4 is die distributiewe wet wat hier gebruik word. So ons versprei, ander woord vir distributie is verspreiding. En dan versprei ons, né? So ons gaan sê 2 tot die mag 2 maal met 5 tot die mag 2. So dit wil so geskryf word, 2 tot die mag 2 maal met 5 tot die mag 2. En 2 tot die mag 2 is gelyk aan 4. 5 maal met homself is gelyk aan 25. So 25 maal met 4 is gelyk aan 100. Daardie antwoord is dan 100. Dieselfde moet hier gebeur, is 3 tot die mag 3 en x tot die mag 3 maal 3, wat gelyk is aan 9. Maar 3 maal 3, sorry, nie 3 maal met 3 nie, 3 tot die mag 3, wat beteken daai? 3 maal 3 maal 3, né? Wat is 3 maal 3 maal 3? 27, x tot die mag 9. 'n negatief maal met 'n negatief gee vir my 'n positief. Ek versprei dan die 2 oor die hele hakkie, so dit word dan 4 tot die mag 2, of ons kan dit ook gaan doen as negatief 4 tot die mag 2, né? Dan a 5 maal met 2 en dan b tot die mag 3 maal met 2. Al wat ek nou moet doen in die volgende stap, ek vereenvoudig hierso. So 2 tot die mag negatief 4 maal met negatief 4 is gelyk aan positief 16, a tot die mag 10 en b tot die mag 6. Wet 5 sê vir my enigiets tot die mag 0 is gelyk aan 1, né? Nou vir ons wat 'n bietjie nuut is vir hierdie werk, waarvandaan af kom daai? As ons sê a tot die a gedeel deur a, wat is daai? Is 1, né?
En nou gaan ons terug na ons wette toe en ons sê a to die mag 3 gedeel deur a to die mag 3. Wat is daai? Ook 1. Maar hoe kom ons daarby uit is, as ons die eksponentwette gebruik, dan sê ons is 3 minus 3 wat gelyk is aan a to die mag 0, né? En daai is altyd gelyk aan 1. So al daai veranderlikes kanselleer dan. Daai is net so 'n bietjie agtergrondkennis wat ons daar kan neerskryf vir onsself, waarvan daai wet kom of hoekom dit so is. Dan sê ons 5 to die mag 0, daai antwoord is 1. Let wel, 7, wat is die 7 se eksponent? 1. So daar staan eintlik 7 maal met a to die mag 0 wat gelyk is aan 1. So wat is 7 maal 1? 7. Enigiets maal met 1 bly homself. Wat is die eksponent van 3? Eksponent van 3 is 1 en die eksponent van, so daar staan eintlik 3 maal met 1, so dit is 3 en dan daai hele hakie word dan nou tot daai hele hakie 3p is 0, né? So daai hele hakie is tot die mag 0, so dit wil sê dit is gelyk aan 1 en dit is graad R sommetjies. Daar kykers by die huis, as jy daai antwoord weet, dan kan jy dit ook sommer skryf daar. Ons gaan nie daai antwoord eers invul nie, want ons weet almal wat dit is, né? Daar is vragtig manne wat sê die regte antwoord. Okay. So, jy skryf vir my daai antwoord in die boek. Ons gaan vir die kykers ook 'n geleentheid gee wat almal inskakel daar. Ouers, baie welkom. Ek is meneer Likodeer. En ek is hier om jou kind te help kom Likodeer. Alright, so ons het nou, die volgende wet is 2 tot die mag negatief 3. Wat ons moet doen hier by hierdie enetjie, ons gaan sê 2, né? Ons gaan dit onder die lyn skryf soos 1 tot die mag 1 op 2 tot die mag 3 oor 1 op, so 2 tot die mag 3 is 8, so my antwoord is daar 1 op 8. Volgende enetjie dan daar is 1.17, by nommer 1.17 gaan ons doen x, maar daai x is 'n negatiewe eksponent, so hy gaan word 1 op x tot die mag 4. Mense, julle sal nie wil glo nie, as jy aangaan met wiskunde, is hierdie goed van kardinale belang en daar's leerders wat sukkel in graad 12 wiskunde omdat hulle nie die basiese konsepte van eksponente begryp nie. So is belangrik dat jy nou seker maak jy kry dit nou al reg. Moneriek, soos ek vir julle gister verduidelik het, gaan nie oor om baie te doen op een dag nie, maar dit gaan oor om elke dag 'n klein bietjie te doen. En dis hoekom dit belangrik is dat ons opdag in die klas en sit met 'n boek en werk. Wil net seker maak het almal die register geteken. OK. Dankie. Kom ons kyk gou hierso. Ons het a tot die mag 3 maal met 1 op b tot die mag 4. Daai kan ek vereenvoudig. So hy is 1 twee breuke vermenigvuldig met mekaar. So hy is a op 3 op b tot die mag 4. Dan sê hulle vir my let wel. Nou let wel sê ek moet eintlik baie mooi noukeurig die volgende informasie bestudeer en hulle sê nou dat 3 tot die mag negatief 3 tot die mag 2 is gelyk aan 9, maar minus 3 tot die mag 2 is gelyk aan negatief. Alright? So wat daai beteken is in die hakie is alles wat binne die hakie is word met homself gemaal. 2 keer, né? Maar wanneer daai 2 staan as eintlik 'n 1 by die tweede 1, né? So daar staan eintlik 3 minus 1 maal met 3 en daarom bly daai 1 negatief. So hy is 'n bietjie verwarrend vir julle miskien op hierdie stadium, maar julle sal later besef hoekom dit belangrik is daar. En net so is 3 enigiets tot die mag, negatief 3 binne die hakie is gelyk aan 1, maar negatief 3 sonder hakie tot die mag 0 is gelyk aan negatief 1. OK? So hy is maar net belangrik. Nou sê julle kombineer nou die wette. Vereenvoudig die volgende sover as moontlik en laat die antwoorde waarvan toepassing met positiewe eksponente. Kom ons kyk wat ons hier het. OK? So het julle afgeskryf vir my tot by nommer 2.18, né?
Ek gaan nou vir julle geleentheid gee om gou af te skryf nommer 3 en dan gaan ons terugkom om nommer 2 te merk. So almal het nou geleentheid. Skryf vandag se datum, skryf al die sommetjies neer. Dit is dan jou huiswerk vir vandag. And I thank you.